Amen. Julle is welkom om julle sitplekke te neem. Dankie band. Môre julle. My naam is Corneille, as jy my nie ken nie. Is lekker om hierdie oggend saam met julle te deel. Ons is besig om te gesels oor hierdie reeks van ek en die psalms. Jy en jou psalms. Ek sê jy en jou psalms want dit is nogals interessant as jy 'n bietjie Bybelstudie begin doen rondom die boek van psalms. Ek en Astrid is so rukkie terug daardeur en is 'n baie interessante boek en is partykeer nogals 'n moeilike boek om te lees want jy lees dit en dan dink jy, hierdie mense kla. Hulle kla regtig baie en hulle is ontsteld gereeld oor baie dinge en dis interessant hoe meer ek in hierdie boek lees dan kom ek in die agter, dis asof dit vir ons geskryf is. Want kom ons wees eerlik, ons kan ook nogals baie kla en ontsteld wees oor baie dinge. So dis amper relevant om te sê maar ek en my psalms, jy en psalms want dit is so 'n boek waarmee ek en jy onsself kan insien, vereenseldig want die mooi deel van psalms is dit begin by die omstandighede, dit begin by die gekla, dit begin by die ontsteld wees, maar daar is 'n skuif wat gebeur wat so mooi is, waar die persoon sê, hoorie maar Here, hierdie is waar ek is, maar Here jy, daar's soveel meer wat jy kan kom doen in die omstandighede as wat ek kan doen, of as wat ek tans raak sien. So vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor jy en jou ritme. Jy en jou ritme, om die vraag te kom vra, hoorie, maar waar is jou fokus tans? Is jou fokus tans op jou omstandighede? Is jou fokus tans op dit waaroor jy kla? Is jou fokus tans op die dinge waaroor jy ontsteld raak? Of is jou fokus aan die einde van elke psalm, Here, maar jy? Daar's soveel meer wat jy kan kom doen, as dit wat ek raak sien en dit wat ek kan kom doen in omstandighede. En dit is 'n great gesprek eintlik om te hê in die middel van die jaar, want baie van ons vind onsself in dieselfde seisoen, hy speel hom net drasties anders uit. Dalk is jy vanoggend hierso en jy's besig met werk en jy's besig om eintlik stadig maar seker in 'n russeisoen in te gaan. Dalk is jy vanoggend hierso en jy's huidiglik in 'n russeisoen en jy's besig eintlik om al voor te berei vir die volgende werksirkel of werksiklus. Dalk is jy vanoggend hierso en jy rus, maar jy moet eintlik werk. Baie van ons is ook daar, besig om sterk te procrastinate hier in die lekker winter, hiberneer waar ons eintlik moet operate. Dalk is jy vanoggend hierso en sê, Corneille, ek is uitgehonger vir rus. Daar is 3 vrae wat ek vanoggend met jou wil bespreek en 3 vrae wat ek jou vanoggend wil vra en net hierdie vrae kan jy beantwoord en dit is nie 'n ingewikkelde vraag nie, dit is eintlik baie eenvoudige vrae, maar die ding is hierdie vrae gaan dieper en dit ontbloot die ritme van my en jou lewe. Dit ontbloot die ritme van, hoorie, maar as ons gefokus op ons omstandighede, is ons gefokus op dit waar ons ontsteld raak, of ons op 'n plek waar ons 'n ritme het van dit wat die Vader besig is mee om te doen. Die eerste vraag is baie eenvoudig, dit vra, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Gaan dit goed? Gaan dit nie goed nie? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig, die antwoord is besig. Besig maar blessed. Dis die nuwe een waar ons onsself bevind. Jy weet, dit gaan nie noodwendig goed nie, dit gaan nie noodwendig sleg nie, dit gaan besig. En dalk gaan dit volgende goed met jou hierso. Great, dis fantasties. Prys die Here vir dit. En as dit volgende hierso dalk met jou nie goed gaan nie, wil ek jou uitnooi asseblief, kom vir gebed na die diens. Ons wil graag saam met jou bid in die seisoen waar jy self nou bevind. Maar dis interessant, dit voel vir my of die woord besig ons standaardbeskrywing van ons lewe begin word het. As iemand vir jou vra, hoe gaan dit, sê net besig, want hulle gaan nie dan verder vra nie, want hulle almal is ook besig. Het julle dit agtergekom? Almal sê net besig, goed, waar gaan almal? In spesifieke rigtings in. Die tweede vraag is 'n bietjie dieper. Is jy besig om te oorleef of om te floreer? Are you thriving or are you surviving? Ek dink dit is 'n plek waar baie keer van ons, veral in die helfte van die jaar, waar die omstandighede waar mense hulle self bevind, in die seisoen waar mense hulle self bevind, kan baie mense sê, ek is eintlik besig om net te oorleef, maar ek kom by my goed uit. Jy weet, ek kry my kinders waar hulle moet wees, ek kom by vergaderings uit, ek maak my deadlines, en jy weet, ek kry die werk gedoen, maar ek wil hê jy moet hoor volgende, daar's 'n baie groot verskil om net te beweeg deur die lewe.
teenoor om te leef, om werklik te kan leef en werklik te kan floreer in die lewe. En dan is die derde vraag, wanneer rus jy weer? Wanneer is jou volgende rus? Dalk is jy volgende hier, ek is tans besig om te rus, is fantasties. En ek dink ongelukkig baie van ons se gedagtes is onmiddellik na die volgende verlof. Einde September, lang naweek, daar's 'n great rusgeleentheid. Of dalk is jy volgende sê, my volgende rusgeleentheid is Desember verlof. Maar ek besef baie keer, jy weet, hoeveel keer kom ons op 'n plek waar ons praat oor, maar waar is ons besig in ons omstandighede, besig in ons lewe, dit gaan goed, dit gaan nie goed nie, dit gaan nie sleg nie, dit gaan besig, maar ons is konstant besig om net na die volgende ding toe te gaan, sodat ons dan weer kan asem skep. Jy weet, ons nog net 'n paar maande deurdruk, dan sal ek kan rus. Jy weet, net hierdie kwartaal deurkom wat nou op pad is, net deur hierdie volgende paar weke, net deur hierdie volgende projek, net deur hierdie volgende seisoen, dan sal ek kan rus. Baie interessante woord, seisoen. Dis asof dit ons hierdie comfort zone vir ons gekom skep het uit 'n konsep van seisoen wat nie noodwendig 'n realiteit is in ons lewe nie. Dan sal ek rus. En natuurlik verstaan ons dit. Ja, ons is mens, dis menslik. Daar is voel dit of 'n party tye is waar ons net nou moet oorleef sodat ons later kan floreer in daardie spasie. My vraag is vir hoe lank al, ek wonder vir hoeveel jare lank leef ons op hierdie manier van oorleef. Dat ons altyd op pad is na die volgende geleentheid om asem te kan skep. Altyd besig om vandag op te offer sodat ons môre kan probeer beheer. Hoeveel keer offer jy vandag op sodat jy môre kan probeer beheer? Altyd op 'n plek waar ek en jy glo, sodra hierdie gedoen is, dan sal ek kan rus. Ja, dit is soos om te sê, sodra ek finansiëel stabiel is, dan sal ek hierdie kan doen. Jy gaan nooit finansiëel stabiel wees nie. As jy daar kom, asseblief kom gesels ook met ons wil ook weet hoe werk dit. Maar in dieselfde asem gaan ek en jy nooit op 'n plek kan kom waar ons kan sê, yes, dit is nou gedoen, nou sal ek kan rus nie. As mens kyk na hierdie 3 vrae, dis dit 'n eenvoudige vraag. Dis 'n simplistiese vraag en dit kan eintlik 'n baie kort gesprek wees. Hoe gaan dit? Besig? Oorleef jy, floreer jy? Nee, ek oorleef. Wanneer is jy volgende Desember? Sien jy môre. Maar as jy regtig gaan stil staan by hierdie 3 vrae en regtig gaan eerlik wees met jouself sonder dat iemand vir jou vra hoe gaan dit? Hoe sal jou antwoord lyk? As jy vir jouself eerlik moet wees, hoorie, maar as ek besig om te oorleef en te floreer, of om te floreer, en wat is die rede rondom dit, hoe sal jou antwoord lyk as iemand jou nie vra nie, maar as jy jouself moet beantwoord? En om jou vraag te vra, hoorie, maar is jy tans besig om realisties en werklik rus te vind? Ek wil amper sê, ek hoop ek trap op 'n paar tone vanoggend, maar as jy skoentjie pas, maak jy vetertjie vas. Want hierdie 3 vrae gaan my nie op 'n plek kry vanoggend waar ek nie moet besef, ons is besig om raak te vat, ons is besig om te mis. En mag jy vanoggend dalk besef, jy is besig om te mis, sodat ons kan vanoggend wegstap met 'n ander manier van dink, ander manier van besef, dit is wat die Vader vir my wil hê, eerder as wat ek gedink het, hierdie is nodig vir my. Ons het as span het ons ook hierdie week oor hierdie vraag gesels, en dit is interessant as jy bietjie stil staan in 'n kleiner groep, of net eerlik wees met jouself. Ons is omtrent 30 minute besig gewees toe ons eers by vraag 2. Hierdie kan 'n baie kort gesprek wees as jy dit net escape. Maar dit kan 'n baie goeie gesprek wees as jy eerlik is met die mense rondom jou, maar ook met jouself en die Vader. Maar dit is juist hier waar Psalm 127 begin praat. Ek wil jou uitnooi om oop te maak by Psalm 127. Jy gaan blaai, jy gaan nogals ver blaai vir daai ene. Psalm 127 is 'n ongelooflike mooi gedeelte geskryf deur Salomo. Ons gaan wil uitnooi, ons gaan die eerste 2 verse lekker op fokus rondom Psalm 127 maar terselfdertyd omdat ons op net die eerste 2 fokus gaan lees bietjie Psalm 127. Dis 'n ongelooflike mooi skrifgedeelte wat Salomo hier skryf. Die opskrif is as die Here die huis nie bou nie. Te begin vers 1 sê as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daarin bou te vergeefs.
As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Vers 2, te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in sy slaap, in hulle slaap. Dit is eintlik 'n ongelooflike mooi skrifvers. Veral as jy bietjie verder gaan lees veral hoe dit praat oor hoe gesin lyk, hoe dit lyk met kinders in die huis, is dit ongelooflik mooi. Ek en Astrid het Psalm 127 geraam en in ons sitkamer muur gesit, want dit is hierdie konstante mooi herinnering van elke persoon bou iets. Jy bou iets, jy bou elke dag aan iets, jy bou in jou lewe, jy bou aan jou verhoudings, jy bou in jou werk, jy bou in jou toekoms, jy bou in jou sekuriteit, jy is besig om te bou aan jou ritme. Ongelukkig het ons op 'n plek gekom waar ritme vir ons rotine begin word het. Eerder as dit iets is waarop ons intentioneel bou. So as mens Psalm 127 lees, dan is die vraag nie of jy bou nie, die vraag Psalm 127 vir my en jou kom vra is, wie het die grootste bouer in jou lewe geword? Wie is die grootste bouer in jou lewe? Sien, jy moet mooi verstaan, as ons lees by Psalm 127, dan klink dit vinnig, hoorie, maar hoekom moet ons dan werk? Jy weet, hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom moet hierdie goed gebeur as die Here dit in afval net doen? Op Psalm 127 is nie teen werk nie. Psalm 127, die Bybel inteendeel is nie teen verantwoordelikheid nie. Ons het die vorige reeks baie gesels oor werk waar ons agtergekom het, hoorie, maar werk is 'n groot blessing wat oor my en jou lewe gespreek is van God af vanuit Genesis. Dis nie iets wat ons moet doen as gevolg van die sondeval nie. Dit is 'n groot blessing oor my en jou lewe. Daar is iets heiligs om jou hand in iets te kan sit en dit goed te kan doen, om dit beter te kan maak. Maar Psalm 127 ontbloot hierdie subtiele skuif wat in ons lewe partykeer gebeur, wanneer ek en jy begin leef asof alles van onsself afhang. Psalm 127 sê, as die Here dit nie bou nie, wat is die doel? Wat help dit, ek en jy staan vroeg op en ons gaan slaap laat, as die Here nie hierdie prentjie is nie? Wie het die grootste bouer geword in jou lewe? Dit is maklik om op papier te sê, nee, God. Maar kom ons gaan terug na die 3 vrae toe. Hoe gaan dit? Is jy besig om te oorleef of om te floreer? Wanneer is jou volgende rus? Wie is die grootste bouer in jou lewe? Is jy besig om te leef asof dit van jouself afhang? Ons leef met hierdie perspektief, as ek nie bou nie, gaan dit uitmekaar uitval. As ek nie beheer in hierdie spasie neem nie, gaan niemand anders beheer neem nie. As ek nie vooruit dink, as ek nie vooruit beplan nie, dan gaan die toekoms my kom vang. Maar as ek nie op 'n plek kom waar ons so begin dink, dan skuif ons van verantwoordelikheid na vrees toe. Ons beweeg van harde werk na angstige werk toe. Hier is die erg een, ons beweeg van rentmeesterskap af na selfverlossing toe. Werk is 'n blessing oor my en jou lewe. Ek en jy is rentmeesterskap gegee oor dit in ons lewe. Maar partykeer klim ons so in dit in, dat ons dit probeer bou, sonder dit vir Here wil kom doen, dat ons so kom probeer bou, dat dit ons selfverlossing begin word. Ons begin nie net bou nie, ons begin swoeg. Ons begin te swoeg. Vers 2, te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Ek klink soos 'n tiener, né? Dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Dit is interessant, 1953 vertaling praat van jy is besig om 'n brood van smart te eet. Dis hierdie intense beeld. Dit praat nie van 'n lang dag op kantoor, vroeg opstaan en laat, jy weet, vroeg by die werk en laat gaan slaap want jy was tot laat by die werk nie. Dit praat van 'n siel wat nie weet hoe om af te skakel nie. Vroeg op, laat op, jy weet, vroeg op, laat in die voor jy gaan slaap, altyd in die gang, altyd besig. Baie van ons ken daai ritme, want dit is baie keer hoe dit lyk in ons kop. Jy sit dalk nou in hierdie oomblik in kerk en luister hoe ek praat en jy dink al klaar aan wat gebeur na kerk. Ironies genoeg, vanmiddag sit jy om die etenstafel, dan is jou kop reeds al dalk waar môreoggend se vergaderings moet gebeur. En uiteindelik kom ek nie op 'n plek waar ons kan gaan rus vanaand. Jy lê in die bed, maar jou kop begin eers dan te raas sodra die ligte af is.
Ons het op 'n plek gekom in die wêreld waar ons dit overthinking noem. Dis nie overthinking nie, dit is onverwerkte spanning. Want dit is alles wat jy een kant toe geskuif het vir die dag, want jou gedagtes is iewers anders, en sodra die stilte daar kom in die aand, dan begin dit eweslik hard te praat. Dit is hoekom stilte, hoekom rus vir my en jou baie keer ongemaklik voel. Dit voel vir ons baie keer onveilig. En dis as gevolg van daai rede waar daar altyd geraas is in die agtergrond. Daar's altyd musiek, daar's altyd 'n podcast wat moet speel. Ons het op 'n plek gekom waar mense nie kan slaap sonder waiers of white noise nie. Daar moet altyd iets in die agtergrond wees, nie omdat geraas verkeerd is nie, maar omdat stilte of rus eintlik vir my en jou kom wys uit hoe sleg ons ritmes is. Stilte en rus het vir my en jou kom wys hoe sleg ons ritmes is, want ons kop is altyd iewers anders as die nou. Psalm 127 vra nie net hoe besig is jy nie, wie bou alles in ons lewe nie, dit vra eintlik oor maar watter ritme is besig om jou siel te vorm. Watter ritme is besig om jou siel te vorm? Is dit ek en jy wat bou en ons pas al die ritme aan sodat hierdie gebou gaan word te vergeefs? Of is ek en jy op 'n plek waar ons kan rus en ons kan 'n rustige ritme hê en ons kan, jy weet, 'n stilte beleef sonder om enigiets te kan voel ongemaklik, want ons weet hy bou beter as wat ek en jy kan bou. Ek wil jou uitnooi Matteus 6 vers 34 om vinnig daar oop te maak. Dit bring my en jou eintlik op 'n plek waar ons nogals hierdie twee lekker hand in hand kan lees oor dit wat Psalms hierso skryf en ook wat waar ons onsself maklik bevind. Matteus 6 vers 34. Matteus 6 vers 34, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ek weet nie van jou nie, maar eers keer toe ek hierdie lees, toe voel dit vir my so, dis so encouraging, né? Ek beleef soveel vrede en rustigheid, want as mens lees hierdie, dan is dit asof Jesus sê, daar is vandag moeilikheid, maar but wait, there's more, môre is daar ook. Jy weet, daar's nie net vandag nie, daar's môre ook, en daar's nie net môre nie, daar is vandag ook, en ek weet nie van jou nie, dit is dalk waar, yes, maar dis nie iets wat ek myself voor daagliks wil herinner nie. Maar baie keer lees ons Matteus 6 vers 34, dan fokus ons oor dit wat ek en jy nie moet bekommer nie. Want onmiddellik gaan ek en jy as mens in 'n spasie van prosesse en sisteme en planne oor wat sit ek en planne in prosesse of wat sit ek in motion sodat ek nie hoef bekommerd te wees oor die dinge van môre en vandag nie. Wat is in plek sodat ek nie hoef nie. Maar dan mis ons totaal en al Jesus se hart in Matteus 6 vers 34. Daar's 'n ander vertaling wat die volgende so mooi sê. Daar help mense net om 'n bietjie perspektief te kry. They say, give your entire attention to what God is doing right now. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. Dit is my so mooi, want dit gee 'n hele ander perspektief oor dit wat Jesus besig is om te sê in Matteus 6 vers 34. Wat jy moet mooi hoor, wat hy nie sê nie. Jesus sê nie, moenie verantwoordelik beplan nie. Hy sê nie, moenie vooruit dink nie. Hy sê ook nie, moet nie maak asof die toekoms nie bestaan nie. Dis maklik om te sê, pa, ek hoef nie te leer vir eksamen nie, want dis die dinge van môre. Ek moenie, Jesus sê ek moenie. So as jou tiener daai move trek, dis nie wat Jesus sê nie. Dat ons net teologies sterk kan wees. Hy sê ook nie, daar gaan nie moeilikheid daar wees môre en vandag nie. Wat Jesus vir my en jou kom sê is, moenie jou aandag so aan môre gee, sodat jy mis wat God vandag wil kom doen nie. Want kom ons wees eerlik, ons is baie daar. Moenie jou aandag so aan môre gee, dat ek en jy mis wat God vandag wil kom doen nie. Klaagliedere sê vir my, sy genade is elke oggend splinternuut vir my en vir jou. Maar hier is die ding, ek en jy sit nie met môre se genade vandag in ons hande nie. Sy genade is elke oggend nuut. Moenie so fokus op dit wat môre moet gebeur, dat ek en jy mis wat God vandag wil kom doen nie. Wat Jesus kom doen in Matteus 6 vers 34, hy nooi my en jou terug na vandag toe, na die grense van vandag. Nie omdat môre onbelangrik is nie, maar omdat môre nie 'n plek is om vandag in te woon nie.
Môre is nie myne plek om vandag in te woon nie. Vat my terug na hierdie 3 vrae. Hierdie 3 vrae is so simplisties, dit is so eenvoudig, maar dit is so akkurate maatstaf vir Psalm 127 en Matteus 6. Want as ek en jy hierdie 3 vrae vra, kan ons die vraag vra, maar hoor jy, volgens Psalm 127, wie is besig om te bou? As jy regtig eerlik is met hoe dit gaan met jou en oorleef jy of floreer jy en wanneer is jou volgende rus, wie is besig om te bou? Maar ook, as ons kyk, Matteus 6 sê, moenie worry oor die dinge van môre nie, fokus op dit wat God wil vandag doen. As ek en jy hierdie vraag begin beantwoord, hoeveel keer is dit gebaseer, die fondasie van dit is op dit wat gister gebeur het, dit wat môre gaan gebeur, dit in die volgende paar weke, in die seisoen waar ons nou is. Matteus 6 vers 34 vra nie in watter seisoen jy is nie. Matteus 6 vers 34 vra vir jou, hoe gaan dit vandag? Let bietjie op, as iemand vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Antwoord hulle, hoe gaan dit vandag met jou? Nee, gaan goed, maar besig, want hierdie nie. Hoe gaan dit vandag met jou? Is jy vandag besig om te oorleef? Is jy vandag besig om te floreer? Wanneer is jou volgende rus? Hier raak dit moeilik. Nie in jou volgende beplande verlof, wat oor 'n paar weke of paar maande is nie. Wanneer is jou volgende rus vandag? Wanneer is jou volgende rus vandag? Hoe lyk my en jou rus op 'n daaglikse basis? Hierdie 3 vrae is simplistiese vrae, maar is diep vrae, want dit is akkurate maatstaf vir hierdie skrifverse waarop ons lees. En ek wil jou uitnooi, dit is nie net 'n vraag wat ek en jy moet vra in die helfte van die jaar en ook aan die einde van die jaar en wanneer tye moeilik is nie. Hierdie is 'n daaglikse vraag wat ek en jy vir onsself moet vra. Moenie worry oor dinge van môre nie, want jy is nie daar nie, maar hy is reeds. Psalm 139 vers 5. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit. Vers 9 tot 10, vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê u hand my, hou u regterhand my vas. Met ander woorde, daar is nie 'n plek waarheen jy gaan waar God nie reeds teenwoordig is nie. Ek wil jy moet hoor volgende. Daar is nie 'n plek waarheen jy gaan waar God nie reeds teenwoordig is nie. Dit impliseer 'n paar goed. Daar is nie 'n dag in jou toekoms waar God enigstens gaan afwesig wees nie. Daar is nie 'n gesprek wat jy gaan ingaan wat so moeilik vir jou is om in daai spasie in te gaan waar jy eers gaan opdaag nie. Dit beteken ook, daar is nie 'n diagnose nie. Daar is nie 'n uitslag nie, daar's nie 'n besluit nie, daar's nie 'n finansiële druk nie, daar's nie 'n onbekende seisoen waarin jy ingaan waar God nie reeds teenwoordig is nie. Jy moet dit hoor vanoggend, jy moet dit besef vanoggend. Ek en jy moet anders dink oor die teenwoordigheid van die Vader. Dit beteken dat jou vrede nie moet kom vanuit 'n plek waar ek en jy vermoë het om vooruit te kan beplan nie. Ons vrede moet nie kom vanuit ons vermoë om vooruit te kan dink en prosesse en sisteme in plek te kan sit nie. Ons vrede moet kom vanuit die wete dat die God wat jou vandag lei, is môre ook teenwoordig. Dis waar my en jou vrede moet lê. When work becomes an idol, rest feels like sin. Jy lag want dit is waar. When work becomes an idol, rest feels like sin. Kom ek vir jou sê, hoekom hierdie partykeer waar vir ons voel, want beteken ons 3 goed wat nommer 1 begin word het in ons lewe. Ons het werk begin sien as 'n verlosser. Ons het werk begin sien as hierdie stelverlossing. Ons het op 'n plek gekom waar ons beheer begin, ons skuilplek gemaak het. En waar ons op 'n plek gekom het om besig te wees, net sodat ek en jy nie hoef te voel nie. En die ding is, as werk my en jou verlosser begin word het, gaan rus altyd soos onverantwoordelikheid voel. As beheer jou skuilplek geword het, gaan stilte altyd onveilig voel. En as ek en jy besig is, net sodat ek en jy nie hoef te voel nie, dan gaan rus altyd ons konfronteer. Maar Psalm 127 vers 2 eindig met hierdie mooi sin. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Dit beteken nie God beloon luiheid nie, dit beteken God nooi sy kinders uit 'n ritme uit van selfverlossing. Want ons goed wat net God kan bou. Daar's goed wat net God kan beskerm, daar's vrug wat kom nie uit spanning uit nie. Daar's vrede wat kom nie uit beheer uit nie.
Daar's 'n ritme wat kom net wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons ophou leef asof alles van onsself afhang. As hierdie gesegde wat sê, die enigste mense wat gaan onthou hoe hard jy gewerk het, is jou kinders. Die enigste mense wat gaan onthou hoe besig jy was, is jou kinders. Wie bou? Wie bou die grootste in jou lewe? Psalm 23 kom gee eintlik half die antwoord. Psalm 27 vra die vraag, wie bou? Psalm 23 moet vir my en jou die antwoord gee, wie bou? Amper in vers 1 al, dit sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Die Here is my herder, nie jou kalender nie. Nie jou werk nie, nie jou spanning nie, nie jou angs nie, nie jou prestasie nie, nie jou werk nie. Hy is jou herder. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Het jy al agtergekom as jy Psalm 23 lees, hoeveel werk word deur God gedoen en nie deur jou nie? Hy laat my rus. Hy lei my, hy gee my nuwe krag. Dit impliseer, rus is nie 'n prestasie of 'n beloning nie. Rus is 'n uitnodiging. Rus is 'n uitnodiging om op 'n plek te kom waar ek in hom kan vertrou. Rus is om onder die herderskappy van God te kan leef. En hier's waar dit weerstand baie keer beleef in ons lewe. Want ons kom op 'n plek waar dit veiliger voel om te doen as om te vertrou. Dit voel ons veiliger om besig te wees eerder as om te rus en te vertrou dit waarmee hy besig is. Rus is nie ontsnapping nie. Rus is nie ontsnapping nie. Psalm 23 is nie geskryf vir mense sonder probleme nie. Gelees bietjie die res van Psalm 23. Dis moeilik. Daar's probleme, daar's donker dale, daar's vyande, daar is gevaar, daar is spanning. Die lewe verdwyn nie net ewe skielik omdat ek en jy onder die herderskappy van God leef nie. Maar die manier hoe ek en jy dink, die manier hoe ek en jy sien verander, want ek en jy kom agter, daar waartoe ek op pad is in hierdie moeilike seisoen, daar is hy reeds, en hy's nie net reeds daar nie, hy's saam met my, jy's nie alleen in hierdie spasie nie. Rus beteken nie hardloop weg van 'n verantwoordelikheid nie, rus beteken ook nie, jy maak jou oë toe tot die realiteit van daar waar jy jouself bevind nie. Rus beteken, jy leef so in nabyheid saam met die Vader, dat hy die hartse stem het, die herder die hartse stem het, eerder as die omstandighede. Rus is nie om minder te doen nie, dit is om op die regte plek te wees terwyl jy doen. Rus is nie jou volgende verlof nie. Rus is om op die regte plek te wees terwyl jy doen. Psalm 127, 23, Matteus 6 en Psalm 139 gee eintlik self hierdie een uitnodiging. Moenie bou asof alles van jou afhang nie. Laat die herder jou lei en jou herstel. Moenie bekommerd wees oor die dinge van môre nie, bring jou aandag terug na vandag toe, dit wat God vandag wil kom doen. En vertrou dat God reeds daar is waarheen my en jou gedagtes baie keer hardloop. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit regtig met jou? Is jy besig om te oorleef of is jy besig om te floreer? Wanneer is jou volgende rus? Vandag. Die uitnodiging vanoggend is eenvoudig, kom terug na vandag toe. Kom leef dieper in verhouding met die herder. Kom leef dieper in verhouding na die God toe wat bou terwyl jy slaap. Want hier is die vraag, hoe sal dit lyk as ek en jy op 'n plek kan kom in ons lewe daagliks, dat ek en jy kan werk sonder om onsself te verlos? Dat ek en jy kan begin rus sonder skuld? Dat ek en jy op 'n plek kan kom waar ons môre kan begin beplan sonder om môre te aanbid? Kan ek vir jou bid? Ek wil jou uitnooi om hierdie gebed net te ontvang. Here is my herder. As hy die huis bou, is my arbeid nie te vergeefs nie. As hy my lei, hoef môre nie vandag my vrede te steel nie. As hy my laat rus, is rus nie ontsnapping nie, dit is aanbidding. Amen.
Ons gaan reageer. Een van die beste maniere om terug te trek na vandag toe is nagmaal. Jesus sê, doen nagmaal in herinnering van my. Dit is 'n manier hoe ons onsself herinner en agterkom, hoor jy, ons is so afhanklik van hom. Dit is interessant, ek vra vir ons CCP disipelskapgroep hierdie week, wanneer is die laaste keer wat jy nagmaal gehou het? En ek wil dit vir jou antwoord. 10-1 die laaste keer wat jy nagmaal gehou het, is toe ons as kerk laas nagmaal gehou het. En dit is nogals hartseer as mense dit hardop sê en dit erken, want Jesus nooi my en jou uit om nagmaal te doen as herinnering tot hom. Hoekom word ons net dit gebruik om herinner te word nou en dan? Hoe sal dit lyk as ek en jy daagliks op 'n plek kan kom waar ons herinner word hoe afhanklik ons van hom is? Lukas 22 vers 19 tot 20, toe vat Jesus die brood, sê vir God, daarvoor dankie. Breek dit in stukke en gee dit vir sy disippels. Vat dit en eet, sê hy. Dit is my liggaam. Dink elke keer aan my as julle liggaam, as julle hierdie brood breek en eet. Onthou dat ek my lewe vir julle opgeoffer het. Toe almal klaar geëet het, vat Jesus weer die beker wyn en sê, hierdie beker is die teken en die bewys dat God 'n splinternuwe ooreenkoms met julle maak. My bloed wat binnekort gaan vloei, sal julle sondes wegwas. Dit sal maak dat julle in 'n nuwe verhouding met God staan. Ons gaan in 'n oomblik in beweeg in nagmaal. Die sap verteenwoordig sy bloed wat sonde skoon gewas het vir my en vir jou. Sonde wat was, sonde wat besig is en enige sonde wat op pad is. Sy brood verteenwoordig sy liggaam wat gebreek is sodat ek en jy heel gemaak kan wees. Ek wil jou uitnooi, soos wat ons beweeg in 'n spasie van nagmaal, mag jy hierdie doen ter herinnering van hom, ter herinnering oor hoe afhanklik jy van hom is, nie net in die middel en in die einde van die jaar en in moeilike omstandighede, maar daagliks. Kom terug na wat sy bloed en sy liggaam aan die kruis vir my en jou kom beteken vandag. Kan ons dit doen? Hulle is welkom om op te staan en nagmaal te gebruik.
Here, dankie dat ons hierdie oomblik kan gebruik, Here. Ek beleef so sterk, Here, waar ons net vir 'n oomblik kan sê dankie, Here. Here, dankie vir alles wat U reeds kom doen het vir ons aan die kruis en vanuit die leë graf, Here, maar terselfdertyd dankie dat U vir wat U kom doen het in elke persoon se lewe hierso, Here, vir daai ontmoeting tot waar hulle vandag is, Here, maar terselfdertyd dankie vir alles wat U nog gaan kom doen, Here, maar ek beleef so dit is so maklik om dankbaarheid te reflekteer oor dit wat U reeds kom doen het, Here, en dit wat U nog gaan kom doen, wat ons vertroue lê op U, Here, maar ek bid, Here, dat ons vir 'n oomblik kan sê, Here, dankie vir wat U vandag reeds gedoen het, maar ook wat U vandag nog gaan kom doen. En dankie waarmee U reeds besig is in hierdie oomblik, Here. Ek bid, Here, vir mense wat hier so vanoggend is, Here, wat voel, Here, maar Heilige Gees is besig met hulle lewens, met hulle harte vir wat U kom doen het deur worship, deur wat U kom doen het deur U woord nou vanoggend, Here. Ek bid, Here, dat hulle sal reageer en gehoorsaam wees. Waar is dit waarin U ons wil stuur? Waar is dit waar U ons wil laat kom stil staan? En fokus op wat U wil kom doen vandag. Ek bid, Here, mag ons nie net uitstap en dink wat nou volgende moet gebeur nie, maar mag ons uitstap met hierdie groter bewustheid van U teenwoordigheid, groter bewustheid van U saam met ons elke liewe oomblik. Dankie dat ons net herinner kan word, Here, ons is skape en ons het so ongelooflike goeie herder. Ek bid, Here, dat hoe dit sal gaan met hulle, mag dit wees oor dit wat U mee besig is, Here. Mag ons pasie kom waar ons floreer, Here, want waar ons as kinders van die Vader floreer, daar sal die stad waar ons beweeg, ons huise, ons werkplek, sal dit ook floreer, Here. Maar ek bid, Here, mag ons daagliks ons rus vind saam met U, en intieme verhouding, stilte tyd, ons rus ontvang vanuit 'n bewustheid van U in ons en met ons. Amen. Amen. Ons gaan uitbeweeg en daar's 'n starting point daar buite. As jy bietjie meer wil weet oor ons of as jy vra het oor enigiets, asseblief, ek gaan daar wees, kom gesels met my. En ek wil jou uitnooi. Hier is 'n gebedsspan wat jou wil ontmoet hiervoor. Ek wil graag saam met jou in gebed tree. Ons lekker kos daar buite, is lekker koffie daar buite. Ek wil vra, soos ons uitbeweeg, sit net julle koppies op die tafel. Dit maak dit makliker vir ons vir die tweede diens. Totsiens julle.